iets wat ons noem die streshouer. Ja. So dis 'n maklike manier net om vir jou kliënt te verduidelik hoe werk frustrasie en stres en spanning en wat se effek het op my denke en op my gedrag. So as ek my menswees kan vat, psigies, geestelik, emosioneel en kan sê dis 'n houer wat vol raak met frustrasies. Okay. En as ons sê sommer net so 'n getal 10. Ons sê elkeen van ons se brein kan 10 frustrasies op 'n dag hanteer. En as ek minder as 10 frustrasies op 'n dag het, dan funksioneer ek optimaal. Optimaal beteken ek is nie emosioneel reaktief nie. My kop voel helder, ek is kreatief, ek kan myself verwoord, ek kan myself in taal uitdruk en as iemand my nie verstaan nie, raak ek nie gefrustreerd nie, ek doen dit weer. En as ek wat anders nie verstaan nie, vra ek verduidelik asseblief weer vir my, ek het baie geduld. Ek kyk mense in die oë, ek vermy nie oogkontak nie, ek is gemaklik in my lyf en ek het energie in die oggend en gewoonlik word ek voor my wekker wakker. Dis optimale funksionering. Okay. Ek weet nie of enige een van ons hierso by optimale funksionering is, maar dis die doelwit. Okay. So die 10 is net 'n fiktiewe getal. Okay. Dit is net ter wille van die demonstrasie. So onder 10 frustrasies op 'n dag is ons op 'n goeie plek. So ek gaan hierso skryf OF is optimale funksionering. In terme van my brein beteken dit hierdie is nou naaste by 'n lewensgrootte brein. Hier is die voorkant, so hy sit eintlik so op my kop. Dis die enigste een hier rond 2 het op die Ja, kyk my vrou sê ek het 'n brein gekoop, dis 'n halleluja uiteindelik. En jy nou ook 'n brein in die huis het. So hier sit ons oor en hier is die rigting wat jy afgaan onder toe. Okay. So hier is ons groot brein, dis die deel wat ons taal leer, wiskunde doen, kreatief is, hier is ons selfpersepsie, ons persepsie van tyd, alles is hier. Hier is die emosionele deel van ons brein waar ons emosies ervaar, hier is die sensoriese of die primitiewe gedeelte van ons brein wat afgaan in ons rigting. Okay. So ons primitiewe brein is die sterkste deel van ons brein, want dit hou ons aan die lewe. Dit sorg dat my hart klop en my temperatuur konstant bly en my bloeddruk konstant bly en dan metabolisme is en ek al die goed doen wat ek kan doen elke dag met hierdie deel. Dis ook die plek waar ons gewoontes lê. Dis ook die plek waar ons waardes lê. Okay. So wanneer ek iets nuuts leer, soos skoenveters vasmaak met 'n pen skryf, mes en vurkie, leer ek dit hier. Ek het iemand wat my help met dit. En eventueel kry ek dit reg en wanneer ek dit begin doen sonder om te dink daaroor, dan het dit in my senuweestelsel gaan lê. Okay, dan neem hierdie deel van my brein oor en hy doen aksies sonder dat ek dink. So nou kan ek ry, werk toe ry en ek kan dink aan ander goed en my lyf weet hoe om kar te bestuur. Okay, dit gebeur net outomaties. So nou ons praat van procedural memory. Procedural memory is van 'n prosedure wat geïmprint is, jammer nou vir die baie Engels en Afrikaans in mekaar, wat geïmprint is in my senuweestelsel as gevolg van herhaling. Okay, so deur herhaling lê dit nou daar. Dis ook om mense wat Alzheimer het, nie vergeet hoe met hulle mes en vurk te eet nie. Dit is deel van hulle senuweestelsel. Okay, hulle vergeet ander inligting wat hier lê, maar nie wat in jou senuweestelsel is nie. Okay. So, kan jy enigiets genoeg herhaal dat dit in jou daai brein gaan sit? Ja. Die voordeel hiervan is, ons hoef nie elke dag weer te leer om met 'n kar te bestuur nie. En ons hoef nie te leer om te mes en vurk te eet nie. En ons is eintlik nou veronderstel om hierdie te gebruik om kreatief te wees. So, as jy enigiets outomaties wil doen, herhaal dit genoeg. Presies. As jy wat die dokters praat te doen in Amerika, retrain jou brein. ten minste 63 dae so iets sê. Lief. Wat presies dit sê jy het van jy kan jou brein retrain om dan ook weer van gees te leef en ander. En net so terloops, ADHD is 'n disorder. Lê in daai minste gedeelte van die executive functioning. En beplanning initiële ten die vlakke daar. So, as ons praat van waardes, al jou waardes wat outomaties kom, wat op daai lys is wat ons ingevul het, jou rangorde lê hier. Lê nie hier, jy dink nie daaroor. Dit gebeur outomaties. Dit gebeur outomaties vir jou om
in 'n span saam te werk, of dit gebeur outomaties vir jou om mense te delegeer. Nou, hoe dit gebeur, jy het dit deur voorbeeld gesien en jou omgewing het dit vir jou geleer waar jy groot geword het. So om ons waardes of ons 'n naam daarvoor kan gee of nie 'n naam kan gee nie, het ek herhaaldelike kere gesien. Ek was in 'n omgewing waar dit toegepas is, dit is vir my normaal, dit lê daar, ek doen dit outomaties. Dis hoekom dit so moeilik is om waardes te skuif. Want die oomblik as ek 'n waarde probeer skuif, dan sê ek vir myself, ek is nie reg aan wie ek is nie. Dis nie wie ek is nie. Okay, maar die enigste rede hoekom ons so sê is, dit lê in daai gedeelte wat dit vir ons, dit vloei net, dit gebeur outomaties. Okay. En as ons teen ons waardes optree, die alarmpie wat afgaan is skuldgevoel. So die oomblik as die skuldgevoel afgaan, dan sê ons, hoekom voel ons nou so skuldig? Want my gedrag of wat ek doen is teenstrydig met die waardes wat daar geïmprint is. Nou daai waardes het jou gehelp deur die lewe tot waar jy nou is. Maar dit gaan nie heel moontlik, van daai waardes gaan jou help om by jou droom uit te kom, maar van daai waardes gaan jou nie help om by jou droom uit te kom nie. Want ons droom, die waardes het my gebring tot waar ek nou is, maar dit sal my nie wel aan my droom te vat nie, anders het ek al reeds in my droom geleef. Okay. Goed, so as ek optimaal funksioneer, dan beteken dit, my spanningsvlak hier is laag, ek het genoeg bloedvloei hier, en ek kan helder dink. Okay. En ek kan my emosies reguleer. Goed. Nou, wat gebeur as ek elke dag meer as 10 frustrasies beleef? Okay. Wat nou gebeur is, ek beweeg in 'n plek in wat ons noem fisiologiese stres. Fisiologiese stres is presies wat dit sê. Ek begin dit aan my lyf te voel. So nou is daar bietjie minder bloedvloei hier, meer bloedvloei daar en daar. So nou raak ek eerstens meer vinniger emosioneel. So ek is vinniger kwaad, vinniger gefrustreerd, reageer emosioneel vinniger. Okay. Op hierdie vlak begin ek goed te vergeet. So ek vergeet waar is my foon, waar het ek my sleutels gesit, vergeet iemand se naam, begin te vergeet, want as daar minder bloedvloei is, daar minder suurstof. Plus ek begin dan my lyf te voel. My nek is styf, ek voel my skouers, ek kry spasma, as ek sit by die stoel, dan hok my voet die hele tyd. Ek begin hoofpyne te kry. Ek kry twitches in my gesig. Die fyn spiere in my gesig spring, elke dan spring my oog vir die hele dag, of my lip spring. Dis alles goed wat in my senuweestelsel gebeur, want my senuweestelsel raak oorlaai met die hoeveelheid frustrasies. Want my brein, al drie dele, kan net 10 op 'n dag prosesseer. So as ek 10 of minder het, en ek gaan slaap vanaand, dan kry my brein kans om alles te prosesseer en môreoggend staan ek op en ek voel vars en nuut. As ek 11, 12 of 13 het, kan ek net 10 prosesseer. So ek staan op met nog die residue van gister. So stelselmatig raak my senuweestelsel raak oorlaai. En wanneer hy oorlaai is, dan begin hy te reageer. En die manier hoe hy reageer is, spiere trek styf, hartklop is vinniger, hande sweet, meer emosioneel. Dis wat gebeur as die senuweestelsel oorlaai is. Okay. Nou, as dit sou aanhou en aanhou, periode van 18 maande, 24 maande, 36 maande, dan kom ons in 'n plek in wat ons noem traumatiese stresfunksionering. Traumatiese stresfunksionering sê my brein se werk asof hy deur trauma was, al was ek nie deur trauma nie. Okay, so wat hier gebeur is, nou is ek in oorlewing, volgens my brein. Okay, oorlewing sê ek is in veg, vlug of vries. So my heel eerste reaksie is, ek wil veg, of my heel eerste reaksie is, ek vlug, ek bly stil, ek onttrek, of my heel eerste reaksie is, ek vries net. Vries beteken, iemand vra jou 'n vraag, of sê iets vir jou, en iemand weet nie wat om te doen nie. 'n uur later dink jy, wat het ek vir jou dit gesê? Wat het ek so gemaak het? Maar ander oomblik het jou brein gevries, want hy was oorweldig deur die intensiteit, of deur die gebeurtenis. Okay. So hier is ek nou in traumatiese stresfunksionering. Funksionering hier lyk so. Al die fisiologiese komponente of simptome is wat baie meer. So ek kry meer hoofpyne, my nek is meer styf,
Ek is gedurig moeg. Dit maak nie saak of ek 8 ure of 10 ure slaap nie, ek gaan slaap moeg en ek staan moeg op. My kop voel heeltyd dof. Ek is baie emosioneel, ek is emosioneel reaktief, so ek ontplof vinnig of ek implof vinnig. Ek skep 'n negatiewe atmosfeer. Ek onttrek van mense, want mense vat energie. So ek onttrek van mense, ek onttrek van enigiets. Ek is baie gou om verantwoordelikheid te ontduik. Ek stel uit met goed, want dit vat alles energie. Plus, die manier hoe ek dink is, ek wens ek kan van alles en almal wegkom. Ek wens ek kan iewers op 'n eiland gaan sit vir 3 maande. Ek wens ek kan see toe, wat ook al jou escape in jou kop is, ek wens ek kan see toe gaan vir 3 maande. Ek wens ek kan Bosveld toe gaan vir 3 maande. Maar ek het 'n escape denkwyse. Eenhouds wat sê, ek wil my kar klim en ry tot die petrolplaas en dan wil ek op daai boom gaan sit en hoop nie dat kry my nie. En die ander vrou het my gesê, ek ry verby die hospitaal dink, Jesus, moet so lekker wees om daar te wees. Mense kan nie daar gaan nie. Hoef ek niks te doen, hulle bring vir my kos, hulle kyk na my, mense kom na my toe, ek hoef niks te doen nie. Jy weet dit ek daai, as jy 4 jaar. Ja. Want ek het mos nou hierdie sessie was saak gehad met my werk verloor. Dit was ek daar. Ja. 4 jaar konstant. Skuldeisers geen salaris, fight met die regering. Ja. Nou, as ek hierdie simptome so noem, dan kyk ek waar skud die kliënt sy kop, want hy herken homself. So die doel van hierdie is om funksionering te normaliseer. Om vir iemand te sê, jy's nie mal as jy hier is nie, of jy's nie weird as jy daar is nie. Dis wat gebeur as daar te veel frustrasies is, as wat jou brein kan hanteer vir te lang tydperk. Dis normaal. Die enigste verskil is, ek kry hoofpyn en jy kry rugpyn. Jou maag wil nie werk nie. Jy is konstant hardlywig, want alles hier so saamgetrek. Okay? En iemand anders kry die hele tyd twitches in hulle gesig. Ek droom van die see en jy droom van die Bosveld. Maar ons brein werk op dieselfde manier. Ongeag jou persoonlikheid, wanneer jou brein oorlaai is, het jy hierdie fisiese en emosionele en denkkognitiewe simptome. Daai 4 is vlug weg. Veg, vlug en vries. Okay. Nou, as ek hierdie vir die kliënt so verduidelik, dan sê ek, 2 kliënte het al vir my gesê, hoe ken jy my so goed? Sê ek, man, Magic. ek het 'n gawe. Jy eers het my gesê. Jy sien dit. Ja. Staan was die in die wegsteek. Ek dink jy het veel sê jy lewe. Dan sê ek, nee, dit is vir ons almal presies dieselfde. En meeste reaksies so, dankie tog. Ja, en my werk is om jou te help van waar jy daar is, om terug te kom daar. Nommer 1. Dus my nommer 1 werk is om jou te kry van daar tot daar. Nou goed, jou echo kaart sê vir my die volgende. Dit is nie 'n rooi pen nie.